Kom ons word stil, Jesaja 51 sê die volgende vir ons, kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet, ja kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Gemeente van Carletonville, die Here groet julle elkeen vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons gaan vanaand stilstaan by skriflesing uit Markus 11 van vers 15 tot 19. En dit is 'n gedeelte wat vir ons almal bekend is. Dit is die gedeelte oor die reiniging van die tempel. Maar kom ons wees vanaand oop en ons luister so 'n bietjie met 'n ander oor. En kom ons kyk of hierdie nie vir ons, alhoewel ons dit nou ken, of het nie vir ons toch iets niets kan bring vanaand nie. So voor ek lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand kan saam wees, die begin van hierdie lydensweek, en dat ons in hierdie tyd ook weer opnuut net die pad kan stap saam met U, Here. Ons het gister stilgestaan by die intog in Jerusalem, waar die ontvang is, en die skares gesing het, Hosanna, Hosanna in die hoogste hemel. En vanaand staan ons stil by 'n volgende gebeurtenis, terwyl hierdie week daar in Jerusalem was. Toe hy die volgende dag na die tempel gegaan het, en daar die grootheid weer op 'n ander manier kom wys het. En so gaan ons hierdie week die pad saam met U stap op hierdie lydingspad wat begin het. 'n Pad wat nodig was om te loop, Here, sodat ons as mens vrygemaak kan word van ons sondes. En daarom as ons vir hierdie week ingaan, dan is dit met 'n hart van swaarheid. Dit is met die wete dat U moes gelei het, en die prys wat U moes betaal het, om dit in ons gedagtes net weer daaroor na te dink, dit bring by ons ook hartseer. Dit behoort by ons ook berou te bring. Dat het nodig was vir U om hierdie pad te loop, sodat ek 'n sondige mens, vrygemaak kan word van my sondes. Maar Here, terselfdertyd bring dit ongelooflike dankbaarheid in ons. Omdat ons weet dat U het dit gedoen. U het dit vrywillig gedoen. U het dit gekies om dit te doen. Omdat U vir ons so lief is. En daarom kan ons nie anders as om ook dan in hierdie week U lof te besing en te sê, Here, dankie. Ons loof en ons prys U vir dit wat U bereid was om te doen, omdat U ons lief het. Dankie, Here, dat soos Dawid skryf in Psalm 8, dat U aan my as 'n nietige mens gedink het. En dat U ons kom aanstel as U kinders en as erfgename van U heerlikheid. En Here, daarom sit ons met hierdie ambivalente gevoel in ons vanaand. Aan die een kant die hartseer, die rou, die seer wat U moes verduur in hierdie tyd, maar aan die ander kant ook die blydskap en die wete dat U die dood oorwin het en dat U opgestaan het en dat U leef. En wanneer ons stilstaan vanaand by hierdie gedeelte in Markus, Here, wil U ook vir ons dit vanaand kom oopbreek deur die Gees. Gees van God, kom wees hier vanaand, kom vul hierdie kerkgebou vanaand. Soos wat U die tempel gevul het, die tabernakel gevul het, toe hy ingewy is daar in Exodus 40.
kom vul U ook weer vanaand ons elkeen met U teenwoordigheid. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Voordat ek die gedeelte lees, net ek het Tannie Anna het ek wil nie sê woordewisseling nie, maar wisseling van woorde gehad. Ons het glad nie beklein of mekaar kwaad gewees nie, maar ek het gister iets gesê in die erediens, en Tannie Anna was skerp genoeg om het op te tel, en na die tyd, nadat sy van die vraag gevraagd, het ek gewonder, maar hoeveel van julle het dit opgetel, en dit regtig verstaan wat ek daardeur gesê het. So ek wil graag net so stapie teruggee na gisterse erediens toe. En ek het in gisterse erediens het ek gepraat op 'n stadium, het ek 'n aanhaling gemaak uit Genesis 3 vers 15. Kan julle onthou? En ek het gesê dat Genesis 3 vers 15 die woorde wat daar gespreek is, dat uit jou saad, uit jou nageslag sal een kom wat jy sal hom aan die hakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel. En ek het dit 'n lyn getrek deur na die kruis toe en ek gesê, dit het verband met mekaar. Trouwens, dit is wat Jesus op die kruis kom doen het. En dit is 'n groot sprong om te neem. So om te sê dat alreeds in Genesis 3 vers 15 word eintlik vir ons gesê dat Jesus, of dat daar 'n gebeurtenis sal plaasvind waar die slang Satan se kop verbrysel sal word. Dit is nogal 'n groot sprong. So ek weet nie wie van julle het so 'n bietjie vrae daaroor gehad, of wie het dalk 'n bietjie daarmee geworstel van wat ek gister gesê het nie. En dankie Tannie Anna dat jy vir my die vraag gevra het, want dit het ook my laat besef. Partykeer sê ek dinge wat vir my sin maak, maar dit maak nie noodwendig vir julle sin nie. So partykeer moet ek net so bietjie stadiger gaan. So dankie daarvoor. So Genesis 3 vers 15 word eintlik beskou en gesien as die eerste evangelieverkondiging. Hulle noem dit die proto-evangelion, die eerste evangelie, die voorloper van die evangelie. En hierdie belofte is gemaak aan Adam en Eva, aan Eva spesifiek, waar daarvoor gesê word, jou saad, daar sal vyandskap wees tussen jou saad en die saad van Satan. En daar sal uit jou saad sal daar gebore word, een, en dit is interessant as mense nou Genesis 3 gaan lees, en julle kan dit allemaal 3 vers 15 gaan lees, dan sal julle sien, hy verander van die meervoud, jou nageslag, en dan die laaste gedeelte wat hy praat van, en daar sal een kom, hy sal kom, daar sal een gebore word, wat die Satan aan sy hakskeen byt, en hy sal hom, of sy kop vermorsel. So hy verander van die meervoud, so daar is twee betekenisse. Die eerste betekenis is dat daar 'n stryd tussen ons as mense en Satan gaan wees. Daar is 'n vyandskap tussen ons en die nageslag van Eva, en ons is almal uit daai nageslag uit. So daar is 'n ewigdurende stryd tussen gelowiges, tussen die volk van God in die Ou Testament en nou ook vir ons as Nuwe Testamentiese kerk, of na Nuwe Testamentiese kerk, is daar hierdie stryd, hierdie worsteling. En ons voel dit almal. Ek dink op dit is wat ek die vorige Sondag gepreek het oor Paulus daar in Romeine 7, wat hy praat van hierdie stryd wat in 'n mens is. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die kwade wat ek juist nie wil doen nie, dit is juist wat ek doen. En dis die stryd wat in ons is. Die tweede betekenis van Genesis 3 vers 15, en dis waar die enkel woord inkom, kom by Jesus uit. En dan moet ons nou ook teruggaan sommer na die Heidelbergse Katekismus toe, waar die vraag vir ons gevra word, hoe soort verlosser moet hierdie verlosser van ons wees? En dan antwoord die Heidelbergse Katekismus om te sê, hierdie verlosser hy moet waarlik God wees, maar hy moet ook waarlik mens wees. So, hy moes waarlik mens gewees het, omdat Jesus het ingetree vir jou en vir my as mens. En hy moes waarlik die sonde van die mens
op hom neem. So hy moes een word met die mensheid. Dit beteken nie, Jesus is gebore uit 'n maagd. Onthou dit mooi, daai woordjie maagd beteken nie dat sy na die tyd nie meer 'n maagd was nie. Sy het nooit seks met 'n man gehad nie. Sy het nooit omgang met 'n man gehad nie. Ekskuus. En Jesus is gebore, want hy is in God, deur God in haar lende is hy geskep. So hy is wel uit menslike saad gebore, maar is nie, is 'n moeilike konsep, nee, maar hy is nie, daar was nie omgang tussen God en Maria gewees nie. So dit is, want baie keer verstaan mense dit verkeerd, hoe kon God nou met Maria omgang gehad, maar dit is nie die geval nie. God het dit verwerk deur die Heilige Gees, het hy die swangerskap in Maria verwerk. Maar hy was waarlik mens, want hy is gebore as 'n mens. Hy het geleef as 'n mens, hy is onder ons gewees. Maar hy is ook waarlik God. En daarvoor is daar baie tekste in die Bybel wat dit vir ons sê. So hy is waarlik God, waarlik mens. En hy moes waarlik God en waarlik mens wees, sodat ons die verlossing kan kry. Sodat daar deur sy lewe en deur sy sterwe vir ons verlossing is. Paulus skryf iets daarvan in Romeine, as hy praat oor die eerste Adam en die tweede Adam, nee. Dan sê hy, in die eerste Adam het die sonde in die wêreld gekom, deur die eerste Adam, maar die tweede Adam, wat Jesus is, het die vryspraak, die verlossing gekom. So dis iets van daai beeld wat ons moet verstaan. So Genesis 3 vers 15 is die begin van die aankondiging. In Genesis 17:18, wanneer die verbond gesluit word, bou God eintlik op daai belofte wat hy al in Genesis 3 vers 15 maak. Genesis 17 stel God die verbond met Abraham vas. En dan lees ons van die karkasse wat neergesit word, en dat God alleen daardeur gaan, omdat hy weet, Abraham gaan nie kan voldoen aan hierdie vereistes nie, en hy eintlik vir Abraham sê, ek sluit met jou 'n verbond, is 'n ewige verbond, hy gaan nie iewers ophou nie, is 'n ewige verbond, ek sluit hom met jou, maar ek gaan alleen, want ek gaan, soos ek al reeds in Genesis 3 vers 15 gesê het, ek gaan die Satan se kop vermorsel, ek gaan die sonde oorwin, ek gaan in jou plek, gaan ek sterf, en nou sê hy dit amper al so bietjie duideliker vir ons, ek gaan in jou plek, gaan ek die straf op my neem. En wat dan in Jesus gebeur, en wanneer Jesus gekruisig word, dan is dit eintlik die volle kringloop wat nou uitloop, waar God kom sê, maar nou, ja, Jesus het seer gekry, hy is gepynig, hy is geslaan en gegeesel en doringkroon op sy kop gesit, hy is deurboor met spykers, sy hande en sy voete, dis die slang wat die hakskiem byt, waarvan ons lees in Genesis 3 vers 15. Maar wanneer Jesus die dood oorwin en opstaan op Sondag, is wanneer hy Satan se kop vermorsel. En dis hoe jy hierdie twee in verband met mekaar bring, om te sien dat Genesis 3 vers 15 is eintlik die begin van die bekondiging van die evangelie wat waar word in Jesus se kruis. So ek hoop dit maak bietjie meer sin vir julle. En volgende keer as ek so iets sê en julle verstaan nie, moet julle sommer net sê, hoor asseblief verduidelik dit meer vir ons. Dit mens nie nou 'n week lank daarvoor dalk wag nie. So dankie Tannie Anne daarvoor, ek waardeer dit. Markus 11 vers 15 tot 19. Hulle kom toe in Jerusalem aan, en Jesus het na die tempel toe gegaan, en mense wat op die tempelplein besig was om te koop en te verkoop, en daar begin uitjaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om goed op die tempelplein te dra nie. Toe het hy die mense geleer en vir hulle gesê, staan daar nie geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed vir al die nasies wees nie, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes
het dit gehoor en het na 'n plan gesoek om hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom. En omdat al die mense deur sy leer aangegryp is. En toe dit aand geword het, het Jesus en sy disippels uit die stad uit weggegaan. Ons ken die gedeelte. Ons weet van hierdie uitdryf van die tafels. Uitdryf van die verkopers en die omgooi van die tafels en al die dinge. Maar kom ons word net vir 'n oomblik stil. Onthou die tempel het afdelings gehad. Daar was die allerheiligste waarin net die hoofpriester gekom het. Voor die allerheiligste of rondom die allerheiligste was daar die heilige en dis waar die priesters ingegaan het en in daardie gedeelte is die offers gebring. So die gewone volk het ook nie eers in die heilige gedeelte ingekom nie, net die priesters. En dan was daar 'n groot voorhof gewees. En in daardie voorhof, die eerste een, was die een waar die besnede mans, met ander woorde, mans wat die Joodse geloof aangeneem is en besny is, kon in die eerste voorhof, kon hulle ingaan, die eerste deel van die tempel. En voor dit, was daar nog 'n gedeelte gewees, waar die vroue en die ander gelowiges van ander nasies, wat ook die Joodse geloof aangehang het, by mekaar gekom het. So dit was nie soos wat ons vandag, enige iemand kan hier by ons in die kerk instap, en hulle kan enige plek kom sit nie. Daar was afdelings, vandag nog die Joodse sinagoges, weet nie wie van julle was al by die Joodse sinagoge gewees nie, maar gewoonlik word hy so gebouw, dat die mans sit onder, en die vrouens sit bo op die galery. Hulle is daar, maar daar is 'n afstand, daar is 'n skeiding tussen. Dit is amper soos wanneer 'n mens, ja, daar is 'n onderskeid wat gemaak word. En hierdie onderskeid was ook in die tempel gewees. En hierdie deel, in hierdie tweede voorportaal, wat daar was, dis hier, waar die tafels nou opgesit is, want nou kom mense van oralste af, hulle kom van Ethiopië af, hulle kom van Egypte af, hulle kom van oor die hele wêreld af, waar daar Jode was, en waar die Joodse geloof al gevorm is. Trouwens, ek weet nie wie van julle weet nie, maar die Ethiopiese Jode is van die oudste groepe Jode. Dit is 'n baie ou groep, wat ons lees mos later van die Ethiopiese man, wat Filippus gedoop het. Hulle was al baie lank al, het hulle die Joodse godsdienst, 'n groep van hulle, die Joodse godsdienst aangeneem. En so in hierdie voorportaal, was daar nou tafels gewees, want nou eerste plek moes hulle geld wissel. Dit was soos dat ons vandag, as jy Engeland toe, of Frankryk toe, of waar jy ook al wil vlieg, wel, dit is daar nou nie meer so baie nie, maar wees jy nog steeds op elkeen van die liggewens is daar 'n bureau de change, nee, waar jy jou geld kan omskakel, as jy rande het, kan jy dit in watter land se denominasie jy ook al wil hê, maar deesdae met kredietkaart is het baie maklik, want jy jou kaart het by jou uit, en hy is oop, dan kan jy by enige plek in jou koop, maar nou kom die mense na die tempel toe, hulle kom om hier te, en nou moet hulle offers koop, want hulle kan nou nie al die pad van waar hulle af ook al kom, kan hulle nou nie hulle offers saambring, so nou moet hulle daar kom in 'n duif, of 'n lam, of wat hulle ook al wil offer, moet hulle daar kom koop, en as hy nie die regte geld het nie, dan moet dit eers gewissel word. En nou wil ek myself, in vandagse taal, wil ek nou amper kom sê, dat daar die voordeel, deel van die voorhof, het nou eintlik soos 'n markplein geword. Dit het nie meer gegaan daaroor, dat God aanbid is nie, maar dit het meer vir die mense gaan, om geld te maak, uit hierdie mense wat van ver af kom. En dis, wat Jesus aan die hart ruk. As hy in die tempel instap, en hy sien, maar die tempel het eintlik sy doel verloor.
Die tempel se doel was gewees dat mense moes kom sodat hulle met God 'n ontmoeting kan hê, sodat hulle 'n plek kan hê waar hulle God kan aanbid en God kan loof en prys en verheerlik. Dis waarom hulle moet tempel toe kom. Maar intussen word hulle nou uitgebuit wanneer hulle wil 'n duif of 'n offerdier koop om te gaan offer. En die vraag wat ons vir ons as kerk moet vra ook ten diepste is, waarom bestaan ons? Waarom is ons hier? Wat is ons funksie? Wat doen ons? Watter rede vir ons bestaan is daar? Want die kerk het 'n bepaalde funksie. Die tempel was 'n plek, so wat Jesus later hier sê, dit was 'n plek van aanbidding, en julle het dit verander in 'n rowersnes. Daar was 'n rede vir die tempel gewees. Sodat nie alleen die Joodse volk God kon leer ken nie, maar ook ander mense. Daar is ruimte gemaak vir almal om te kon kom na die tempel om 'n ontmoeting met God te hê. En nou word dit nie meer gedoen nie. En ongelukkig was van die priesters deel hiervan. So as jy nou praat van korrupsie, dit kom al baie ver, nee. Dis nie net eers vandag se verskynsel, dit was daar in die tempel ook gewees. Ek dink die priesters het ook maar so 'n bietjie van 'n kickback gekry van die wenders, van die ouens wat die stalletjies daar in die voorhof gehad het. En nou kom Jesus en hy sien dit en dit gryp hom aan die hart. Om te sien dat die rede waarom hy daar is en die rede waarom die tempel daar is, sodat die wêreld van God kan hoor en tot kennis van God gekom, dit is nie meer daar nie. En soos ek nou gesê het, ons moet ook vir onsself afvra, maar wat is die rede vir ons bestaan? Ek weet, Rick Warren het so klompie jare terug, het hy ons daai boek geskryf van Purpose Driven Life, maar wat is die doel, wat is die purpose van 'n kerk, van ons as kerk? En ek weet, ons sê dit daar agter, maar het is so maklik dat 'n mens dit maar net kan lees en nie meer in jou hart glo nie. En dat ons dit nie doen nie. Dat ons sendingveld nie meer daar buite is nie, maar dit meer gaan oor dit wat hier binne aangaan, en dat ons so besig kan wees en besig kan raak, soos wat die mense altyd sê, met die dinge van God, dat ons nie meer vir God en besig is met God nie. Dat ons meer tyd spandeer aan ander dinge as om saam te bid en voorbereiding te doen vir die gemeente. En dan sien ons die koning wat ons gister gesê het, is die koning wat ingekom het, die een wat vrede wou bring, wat kom op 'n donkie, nie op 'n strydwa, nie op 'n perd nie, nie as 'n generaal of as 'n koning wat kom oorlog voer nie. En dan sien ons dat hierdie koning stap in daai mark in, wat eintlik veronderstel is om die voorhof van die tempel te wees, en begin die stoele en die tafels om te gooi. Mense het dit amper so mooi kon uitbeeld, jy kan die geklingel van die geld hoor, van die geldwisselaars, van die munte wat rol oor die stene van die tempelse vloer. Jy sien en jy hoor die klank van die hout wat val op die teels. Jy sien hoe die mense verstom en half eers in verbasing dalk 'n gil uitgee, 'n kreet gee, maar dan stil word. As Jesus vir hulle sê, julle het van die huis van my Vader, 'n plek van aanbidding, het julle 'n rowersnes gemaak. Want dit is wat Jesus kom doen. Daar was by hom ook in daardie oomblik nie 'n onbeheerste woede nie. Jy kry mos mense wat woedend en kwaad raak en dis onbeheers, dit is nie, weet, dit is sommer net, dit bars uit. Maar hier was 'n beheersde woede gewees, waarin Jesus die goed kom omgooi, sodat hy eintlik vir die mense kan tuisbring, maar hierdie plek, hierdie grond waarop julle staan, is heilige grond. Dis God se grond.
En ek wil nou vanaand nog dieper gaan om te sê, as ons gaan lees wat Paulus vir ons skryf in Korintiërs oor die mens en die Heilige Gees, wat sê hy vir ons? Hy sê, weet julle dan nie, julle is die tempel van God. Julle, ons, is die tempel van God. En dan wil ek vanaand vra, maar is dit nie dalk tyd dat die Here ook begin om 'n paar van ons se tafels en stoele wat in ons lewe is te kom omgooi nie? En toe ek het gister ook gesê, die stad het 'n beroering gekom. Daar was 'n aardbewing, dit was soos 'n aardbewing. Dieselfde woord is gebruik. Het die Gees van God al in jou 'n beroering gebring? Het al die stoele en die tafels in jou lewe begin omgooi van die dinge wat vir jou so belangrik is nie, maar nie vir God so belangrik is nie. Die tradisies, die rituele, die gebruike wat dalk vir my belangrik is, maar nie bou in die evangelie nie. Nie regtig bou in die kerk nie. En miskien moet ek vanaand vir die Here ook vra, Here, kom gooi bietjie die stoele en die tafels om in my lewe. Kom ruk my so bietjie, kom skud my so bietjie, sodat ek ook net weer kan besef waaroor dit gaan. En dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor U. En dis iets wat Jesus in hierdie oomblikke vir hierdie mense wil daar tuis bring om te sê, besef met wie jy te doen het. Besef dat jy hier in die tempel van die Allerhoogste, die ewige God, die lewende God is, die enigste ware God is. En dat jy hier, soos Moses, jou skoene moet uittrek, want dis heilige grond. Maar die Here ook wil hê dat ek en jy heilige grond moet wees. Daarom sê Petrus vir ons, wees dan heilig, soos ek heilig is. Jy moet ook heilige grond wees. En daarom moet ons begin om die dinge uit te gooi uit ons lewe uit, wat nie besig is om ons verhouding met God te bou nie. Ons moet dit begin uitgooi, sodat ons weer gefokus kan wees op die Here. Sodat ons weer kan doen wat die Here wil hê ons moet doen. Dis 'n huis van gebed vir die nasies. Ons moet ook 'n huis van gebed wees vir die nasies. Nie net vir ons nie, maar ons het 'n opdrag, ons het 'n taak, ons het 'n doel, wat die Here vir ons sê, gaan dan heen en maak disippels. En 'n disipel te maak is baie meer as om net die evangelie te bring in iemand se lewe. Dit is om te bring by die punt waar hy self volg in Jesus se voetspore en weer begin om ander mense disippels te maak. En die Here sê vir ons, dit is julle opdrag. Gaan dan heen en maak disippels. Dis ons taak, dis ons funksies. Nie as net as kerk alleen nie, maar elkeen van ons. En 'n mens kan op een van twee maniere reageer as die Here jou lewe so kom skud. 'n Mens kan sê, dit raak my. Here, dankie dat U my lewe kom skud het. Dankie dat U verandering wil bring in my lewe. Dankie dat U my wil kom nuut maak. Jy kan sê, dankie Here dat U my oë kom oopmaak het en dat ek weer U kan raak sien vir wie U is. Dis die een manier om hierop te reageer. As jy om jou hart oop te maak en jou lewe oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Kom neem my in besit, kom gebruik my. Of jy kan wees soos die geestelike leiers van daardie tyd, wat gesê het, kom ons maak 'n plan om van Jesus ontslae te raak. Hierdie man is 'n bedreiging vir die tipe godsdiens wat ons beoefen. Ons het 'n plan, ons het 'n voorportaal, ons het 'n offerdiens, ons het alles wat reg is vir ons en dit pas ons. Maar hierdie man is besig om 'n klip of 'n, hoe sê ons altyd, 'n knippel in die wiel te gooi, knippel in die speke te gooi.
Hy's besig om dit te verander. En ons kan dit nie toelaat nie. Kom ons kry 'n plan om hom dood te maak. Kom ons kry 'n plan om van ontslae te raak, dat hy nie meer 'n bedreiging vir my lewe is nie. So ons kan of sê, Here, ek sien wat U wil doen, en ek maak my lewe oop en sê, Here, kom verander my, of ek raak bedreig daardeur en sê, Here, jy gaan dit nie met my doen nie. Hoe sê die mense altyd? Oor my dooie liggaam. Nee, en baie keer sê ons vir die Here ook, oor my dooie liggaam, jy gaan my nie verander nie. En mag ons almal wat vanaand hierdie boodskap hoor, nie reageer op die tweede manier nie. Mag ons almal opnuut weer ons harte en ons lewens oopmaak en vir Here sê, Here, kom in my, kom maak my nuut, kom maak my vry, kom maak my skoon, kom gooi ook die tafels in my lewe om as dit nodig is, sodat ek kan wees wie U wil hê ek moet wees. Amen, kom ons bid saam. Amen, kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie boodskap. 'n ou bekende verhaal, maar 'n verhaal wat van toepassing is op my. Here, daar is ook in my lewe tafels en stoele wat omgegooi moet word. Kom maak my oë oop. Kom skud my lewe ook weer, Here, sodat ek die stem duidelik kan hoor, sodat ek kan hoor wat U van my vra en wat U wil hê ek moet doen. En Here, maak my bereid om my hart, my lewe vir U oop te maak en te sê, Here, kom woon in my. Kom Gees van God, kom woon in my, kom vul my, sodat U vrug duidelik sal word elke dag van my lewe. Gee my 'n doel, gee my weer 'n perspektief van wat ek moet gaan doen en hoe ek dit moet doen elke dag. Kom vul my, Gees van God, en dit bid ek vanaand nie alleen vir my nie, maar ek bid dit vir elkeen wat hier is en elkeen wat na hierdie boodskap gaan luister, Here, dat U ons weer net opnuut sal kom volmaak met die Gees. En as dit nodig is, kom skud ons bietjie, Here, sodat ons weer U met ope arms in ons lewens sal ontvang. Ons loof en prys U wonderlike groot naam. Amen. Mag God, die bron van alle hoop, julle geloof vervul met vreugde en vrede, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Dankie julle.